julle, my naam is Junishka Supra en op 27 Februarie 2025 het die storm my getref. Dit was 'n normale donderdagoggend met baie chaos in die Supra-huis en min wetende die 5 minute wat ons laat was die kapers klaar reeds aan die ander kant van ons hek besig om te wag vir ons om uit te kom. Min wetende dat daai 5 minute wat ons laat was, dit my kinders se lewens gered het en hulle uit die storm uitgehou het. Ons het gery, skool toe gegaan, hulle afgelaai en met die terugkomslag het ek 2 mans gesien in die straat staan. En in plaas van om op te ry in ons driveway het ek besluit ek gaan parallel voor die hek stop. En my man bel om te sê hy moet op die kameras kyk. Volgende oomblik toe het ek gehoor al 4 my deure spring oop en toe ek weer kon kry, toe sit daar 2 mans, vreemde mans in ons kar of in my kar en 'n geweer teen die kop en 'n geweer teen die ribbes. Hulle het vir my dadelik gegil en geskree ek moet ry en ek het nog nooit so gehoorsaam gewees nie, maar ek was baie gehoorsaam gewees. En dit was asof ek 'n outer body experience gehad het en na 'n movie gekyk het van buitekant myself af. So het ons gery en net so 'n bietjie backtrack, die Sondag voor die Donderdag het Reinhard pertinent gepreek in die kerk oor die Here is altyd by jou, jy is nooit alleen nie. En vir jare het ek dit al gehoor en dit het nooit so ingesink soos op daai daai Sondag nie. En dit is alwaar ek gedink het as ek is nie alleen nie en op 'n call het ek agtergekom dat dit is al wat ek kliphard sê in die kar is God is with me, I'm not alone. Op 'n stuk het die ou wat voorgesit het vir my gevra, why aren't you fighting? En ek het besef ek kyk hom nou stip in die oë en ek sê vir hom, because you asked me not to. En dit is asof sy gesig en sy oë van haat en wraak en duiwel donker verander het na lig en dat hy my jammer kry en dat hy sag is en ewe skielik het daai rit verander van dat die 2 nie meer saamstem met mekaar nie en ek kon duidelik hoor in hulle gebroke Engels en in hulle taal dat hulle stem nie meer saam nie en die plan gaan nie meer loop volgens die plan moes geloop het nie. Ons het gekom in 'n lokasie, nou weet ek dit was Tembisa gewees en hulle het my agterin gesit, daai voorste man het die heeltyd seker gemaak dat hy by my is, asof hy hom ontferm het oor my. En ons het verder gery en weer op 'n stop gekom waar hulle my moes oorsit in 'n Fortuner. Daai ou was dadelik weer by my en hy het my gecomfort en vir my gesê, doen net wat hulle sê en alles gaan oukei wees. Toe ek uitgeklim het, toe was daar 7 verskillende mans wat op emmers gesit het en gelyk het asof hulle wag vir kos. En net daar het ek begin bid en vir die Here gesê, asseblief Here, laat hulle my eerder net skiet vandag, want ek kan nie vandag gebreek en verniel teruggaan na my man en my gesin toe nie. Ek is daar in die Fortuner gesit en toe ek weer sien, toe ons by 'n mall, wat ek nou weet is Alexandra Mall gewees, en 'n Indiër man het duidelik gesien ek hoort nie daar nie en ek het na hom toe gestap en ek het gesê, please help me. En hy het eers nie half geweet wat om te doen en ek het weer gesê, please help me. En hy het my so onder sy arm ingevat en gedruk en dit was die veiligste wat ek nog ooit in my lewe gevoel het en daar het hy center management toe gegaan en ek kon daar my man bel, my man het my kom haal en op pad terug huis toe was dit stil en ek het al die vrae in my kop gehad en gewonder, hoekom het ek dit gedoen en hoekom het ek dat gedoen nie en dit was asof die Here my op my skouer gevat het en net vir my gesê het, Junishka, vandag se storm het nie oor jou gegaan nie, dit het oor die man langs jou gegaan. En van daar af het ek dit besef, ek was daai dag gebruik as Jesus se tool en God se tool om hierdie ou toe te rus vir wat ook al sy lewe vorentoe gaan hê. Daar was 'n storm, ek was in die storm, maar my God is groter.